Ons almagtige Vader, dankie dat ons vanoggend by mekaar kan wees. In hierdie tyd van genade, hierdie tyd waar ons die aangesig kan soek en vra dat U ons sal voorberei, dat U ons sal vorm, dat U ons sal maak, dat ons gereed sal wees vir U koms, want U kom, want U is koning, en U het 'n regsaak met hierdie aarde, en U moet as koning en regter triomfeer, en elke knie sal buig, elke tong bely, dat U die koning is, dat in Yeshua alleen volle geregtigheid en sterkte is. En daarom, Vader, waar ons gelees het van die blydskap in hierdie Psalm 96, waar daar 'n opgewondenheid is en 'n blydskap in die harte van die kinders, want U koms beteken vir ons verlossing en redding en verheerliking. Daarom bid ons as gemeente dat U ons vanoggend sal opwek, ons sal bemoedig, maar ook sal vermaan, daar waar daar by ons 'n louheid is, dat U woord vir ons vanoggend 'n woord van krag sal wees, en dat ons in U lig, die lig sal sien. O Vader, wil U asseblief elke skans wat opgewerp word teen die kennis van Yeshua self afbreek, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid in die stem van die Gees. Dat ons nie hier sal sit met harde harte, maar dat ons sag sal wees, voorbereide harte, dat U ons kan leer en onderrig soos 'n vader sy seun, en dat ons aan die einde van hierdie diens kan sê, Abba Vader, kom gou koning Yeshua, Maranatha, ons wag vir U. Word verheerlik in die verkondiging van die woord, en spreek U self, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees, voor U aangesig, Jahwe, voor wie alles oop en bloot is, Yeshua ons rots en ons sterkte. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons maak ons Bybels oop in Johannes 11, Johannes hoofstuk 11, en die konteks is daar die dierbare vriend van Yeshua, Lazarus, sy sissies Martha en Maria, bekommerd is, Lazarus is siek, en dan sterwe hy ook, en Yeshua sê vir die disippels, Lazarus slaap, en hy gaan om wakker te maak, en hy sê vir hom, nee, los hom, as hy slaap, dan sal hy gesond word, en Yeshua sê vir hom, nee, hy is dood. Ons lees in Johannes 11, hierdie spesifieke woorde, tussen Yeshua en Martha. Ons lees in vers 21, Martha sê vir Yeshua, Meester, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie, maar selfs nou weet ek dat alles wat U van God vra, God U sal gee. Yeshua sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha sê, antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Yeshua sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Net tot sover. Twee geweldige belangrike dinge altyd in die woord van Jahwe, die indikatief, dit wat Jahwe is, en die imperatief, dit wat ons moet doen op grond van wie en wat hy is. Dit is baie belangrik, en ek wil dit tog net weer sê, ons Vader se naam Jahwe, is nie een of ander vreemde, mysteriese naam nie, dit is die werkwoorde, ek is wie ek is, dit is eintlik baie, baie belangrik. Kyk in Afrikaans, Exodus 3 vers 6, wanneer Moses vir Jahwe vra, wat moet ek vir die volk sê, wie stuur my, want Jahwe het hom net bekend gemaak as El Shaddai, of El Elyon, die Almagtige, en dan sê Jahwe vir Moses, ek is wie ek is. Nou dit is goddelik, hy was, hy is, hy sal altyd wees, en elkeen van u en ek wat daarin geloof het dat hy is wie hy is, maak nie saak wat my omstandighede is nie. In Martha se geval was dit haar broer wat dood is. Sy was oorweldig met emosies. Ons almal ken in die ervaring van dood of 'n ongeluk of 'n trauma. En dit is in tye van trauma wat jy hom moet ken. Hy is wie hy is. Nou hierdie gedeelte is die grootste oorwinning. Yeshua sê ek is die opstander.
Maak nie saak of jy nou dood gaan nie, maak nie saak wat hierdie wêreld sê nie, maak nie saak hoe die skepping verweer en pyn en lyding en siekte, ek is die opstanding. Daar's 'n klomp kere in die Bybel wat Jahwe sê, ek is. En veral in die boek Johannes, ek is die goeie herder. Ek is die wynstok. Ek is die brood van die lewe. Ek is die weg, die waarheid, die lewe. Hierdie spesifieke een, ek is die opstanding, is geweldig belangrik in ons geloofsbegrip. Want ons erken en bely, Yeshua het opgestaan uit die dood, en op grond van sy opstanding, is daar vir u en vir my 'n opstanding. Nou ons gaan later 'n bietjie kyk, die mens wat met sy verstand redeneer, ons gaan bietjie nou oor die Epikureërs en die Stoïsyne praat, die Griekse filosofe, hulle het dit belaglik gemaak, hulle het daaroor gelag, hulle het daaroor gespot, vir die wêreld is dit dwaasheid, maar vir die kind van Jahwe is dit die krag van die evangelie, die opstanding, die verwagting. En daarom is dit belangrik, veral vir ons, en ek wil sê die jong geslag, om te weet wat sê die Bybel rondom die opstanding. Jy moet daai verse merk, jy moet 'n kaartjie vat, dan moet jy bo-aan skryf die opstanding, en dan moet jy die tekste neerskryf, want dis wat ons glo, en dis wat ons bely. Nou ek gaan nie vanoggend 'n dik katekismus boek uithaal, of 'n belydenis skrif nie, ek gaan vir u vra, om in die Bybel spesifiek saam te blaai, dat dit wat ons glo en leer en bely, dat u dit in die eie Bybel eerstehands sal merk. Die belangrike deel is, Yeshua wat sê ek is die opstanding, en die tweede deel, glo jy dit? Dit help veel, jy merk en jy kan sê en jy kan resiteer en jy kan noem, en dis wat ons die laaste 2 oggende in die oggendstilte sê, wat maak jy met kennis? Kennis wat by die kop bly en nie voortgaan in vrug nie, raak toksies. Dit raak toksies in jou verstand. Dit moet jou lei tot 'n buiging voor Jahwe en sê, Vader, U is die opstanding in die lewe. U is die God van die lewende. U is nie die God van die dooie nie. En daar waar ek in my lewe 'n hartseer het oor 'n geliefde wat gesterf het, daar moet die krag van die waarheid van die opstanding 'n verandering bring. Ek kan nie bly in my siel wat vol smarte is nie. Daar moet blydskap wees. Want die kennis dat Yeshua die opstanding in die lewe is, bring in my lewe genesing. En dan help dit my ook om ander te dien wat hartseer is. Ander wat 'n probleem het om te sê, hierdie waarheid wat ek in my eie hart ervaar, hierdie waarheid wat my vrymaak van onnodige smart en pyn, want Petrus, ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Dat ek na my vriend of my broer en suster kan gaan met hierdie diensbaar en sê, kom ek leer jou, kom ek bemoedig jou. Al ervaar jy trauma, al ervaar jy dood, al ervaar jy pyn en lyding. Hy is die opstanding in die lewe. Daar's geweldig hartseer in ons lewe. Daar's kindertjies wat doodgaan. Daar's mense wat op swaar maniere sterf. Soveel so dat die mense sê, maar hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? God van liefde sê, ek is die opstanding in die lewe. Glo jy dit? En wanneer jy in jou pyn en in jou trauma kan vasstaan en dit glo, verheerlik jy hom en jy sal dit sien. En daarom kom ons begin so 'n bietjie van 'n kant af en ons blaai. En ons begin by Johannes Evangelie. Hierdie boek wat ek nou gelees het, sê meer as die ander boeke in die Nuwe Testament oor die opstanding. Dit is 'n kragtige getuienis. En ons begin daar by Johannes hoofstuk 5 vers 25. Johannes 5 vers 25. Voorwaar, voorwaar. Weet julle wat beteken voorwaar, voorwaar? In Grieks is dit amen, amen. Dit staan vas. Onteenseglik. Dat kan nie verander word nie. Amen. Yeshua sê, voorwaar, voorwaar. Ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het sal lewe. Want soos die Vader lewe in homself, het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê, en hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem
sal hoor. Hier word van twee dele gepraat, want Paulus skryf in Efesiërs 2, julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade. Daar's 'n dode waarvan ons praat, jy's dood deur die sonde. Daar's mense wat net bestaan, maar hy's dood in sy werke, want die werke van die vlees is dood, en ons ken dit. Maar Yeshua sê, daar kom 'n uur wanneer hierdie evangelie, wanneer ek sal spreek, en almal wat die evangelie aanneem en my stem hoor, sal lewe, en daarom kan Paulus sê, ons lewe nou. Ons het lewend geword. Romeine 6, ek lê my lewe af in Yeshua en ek staan op. Galasiërs 2:20, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. Maar dis nie heeltemal waarvoor ek vandag wil praat nie. Ek wil hierdie gedeelte wat in vers 28 sê, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, daar kom 'n uur. Die vorige vers het gesê, die uur wat die dode sy stem sal hoor is nou. Dis toe die evangelie uitgegaan het. Maar as ons oor die grafte praat, dan praat ons spesifiek van mense wat begrawe is, wat gesterf het. En daar is 'n uur wat almal wat in die grafte is, almal, nie die wat 'n dierbegrafnis gehad het, of net die wat 'n dierbegrafnis gehad het nie, daar's nie 'n kriteria, almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Nou, hoe magtig moet dit wees? Wanneer die God van die hemel en aarde praat, hoor tot die dode sy stem. As hoor dit, lees van dit met suin geklank. Dis en hier kom geloof in. Dis hier waar die wêreld spot, en ons gaan nou daarna kyk. Dis wat jy en ek glo, daar kom 'n opstanding vir almal. Glo dit. En sal uitgaan, die wat goed gedoen het, vers 29, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Ons gaan weer terugkom hierna. Ek wil ons met vinnig blaai. Volgende hoofstuk, hoofstuk 6 vers 39, Johannes 6 vers 39, die hoofstuk wat Yeshua gesê het, ek is die brood van die lewe, sê in vers 39, dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar opwek in die laaste dag. Daar's 'n uur, en hy word ook genoem die laaste uur of die laaste dag, dis wanneer die opstanding plaasvind. Vers 39 onderstreep hom, ook vers 40, en dit is die wil van hom, wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Wie sal hom opwek? Ek sal hom opwek, Yeshua, want wie is die opstanding in die lewe? Yeshua. Dis magtig, jy kan nie slaap as jy jou wakker maak nie, jy gaan nie kan sê, nee, maar ek is dood, hy gaan almal opwek. Sommige tot die lewe, sommige tot die dood. Hy sê in vers 44 van dieselfde hoofstuk, bietjie verder, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou, eintlik gaan hierdie evangelie oor, hierdie gedeelte oor prediking en aanvaarding van die evangelie, redding, maar elke keer is daar ook die doelwit en die einde. Daar's 'n opwekking, daar's 'n opstanding, almal wat Yeshua se eiendom is, sal opgewek word tot die lewe. Dis eintlik 'n magtige versekering. Dis eintlik 'n kragtige sekuriteit. So ons wil nie eintlik die opstanding hanteer as 'n geïsoleerde onderwerp nie. Dit volg op ons geloofslewe. Ons het reeds in hoofstuk 11 vers 24 en 25 gelees dat Yeshua as die opstanding, 1 Korintiërs 15, die hele hoofstuk gaan oor die opstanding, 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17, as jy gou saam met my soontoe sal blaai. 1 Tessalonisense 4. Met maar gerus 1 Korintiërs 15 die hele hoofstuk gaan lees. Sal nou net na 1 of 2 verse daarin verwys. 1 Tessalonisense, dis net na Kolossense. Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, Tessalonisense. 4 vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Ek het nou gesê, dis Petrus, verskoon, was Paulus, hier staan het. Ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Want as ons glo, dat Yeshua gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so, die wat in Yeshua ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van Jahwe, dat ons wat in die lewe oorbly tot die wederkoms van Jahwe, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie.
Want Jahwe self, dit behoort ons te laat sidder, sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Messia gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, Jahwe tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by Jahwe wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. As die woord van die opstanding jou nie bemoedig nie, dan verstaan jy dit glad nie. Opstanding is 'n bemoedigende onderwerp. Nou die aard van hierdie opstanding. Yeshua wek ons op, sy goddelike krag. En ons kan bietjie daarvan verstaan in Yeshua se opstanding self. Die mens dink hy vloek uit Yeshua, die mens dink hy is dood, maar die krag, die onvernietigbare krag, omdat God in homself lewe is, daar's nie dood in hom nie, niemand kan hom doodmaak nie, hy lê self sy lewe af. Staan Yeshua op uit die dood, want hy sê, ek het 'n gebod van my Vader gekry, om my lewe af te lê en dit op te neem, niemand neem dit van my weg nie, hy is onsterflik, en hy staan op uit die dood, in Romeine 8, en blaai saam met my so toe na Romeine 8, hier lê vir u en vir my, hoop, 'n verwagting, mits ons dit glo. Romeine 8 vers 11, wat glo u en ek? Ons glo die volgende, Romeine 8 vers 11. As die gees van hom wat Yeshua uit die dood opgewek het, hoe het Yeshua uit die dood het opgestaan? Die krag van die Heilige Gees. As die gees van hom wat Yeshua uit die dood opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Messia uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Ons verwag, ons sterflike liggaam, wanneer die gees van Jahwe in hom kom, jou opwek. Daar's lewe. Dit is groot. Dit is geweldig groot, dat die gees van Jahwe in jou kom, en jou op jou voete laat staan. Dink maar aan die Ou Testament, Jesegiel 37, as Jesegiel hy laar doodsbeendere sien. U moet verstaan, Jahwe is lewe. En Jahwe maak sy kinders lewendig. En daarom word ons kinders van die lewende God genoem. Lewe. Spesifiek, Filippense 3. Spesifiek rondom die aard van die opstanding, van die liggaam. Ons praat van 'n verheerlikte liggaam. Filippense 3. En ons lees hier in die einde van Filippense 3, van vers 20, nadat Paulus gesê het oor die wie se einde die verderf is, hulle is vyande van Messia, vyande van die vloekhout, hulle einde is verderf, dan sê hy in vers 20, Filippense 3 vers 20, ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, meester Yeshua Messia, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Kom ons vat hom stadig. Wat het u en ek nou? Wat sien ons? 'n vernederde liggaam. Ek sal onthou, Adam en Eva is gemaak na die beeld van Jahwe, kroon van die skepping, pragtig. Die sonde bring die skeiding, die sonde bring die dood. Die sonde bring 'n vernederde liggaam, 'n liggaam wat krank word, 'n liggaam wat skaamte het, 'n liggaam wat pyn het, 'n liggaam wat oud word, 'n liggaam wat lelik word, 'n liggaam wat verrot. Dit is vernederd. Dit was die kroon van die skepping. Was pragtig. Adam en Eva. En ek sit met 'n vernederde liggaam. Met alle liefde, oom Willie, daai skouer, dis 'n vernedering. Dit is pyn. Is dit nie? Dis nie lekker nie. Dis 'n vernederde liggaam. Maar hierdie teks sê ons verwag Yeshua wat kom in hierdie vernederde liggaam en as hy sterf. En ek weer is griesaam. Vreet die wurms jou op. Hoe vernedering is dit? Hierdie vernederde liggaam word verander. Onderstreep die woord verander. Hy word verander, vers 21. Hoe? Om gelykvormig te word. Wat 'n heerlikheid, gelykvormig. Nie bietjie minder nie,
ook 'n bietjie meer nie, gelykvormig aan Yeshua se verheerlikte liggaam. Lyk nie of julle dit glo nie. Lyk of dit vir julle baie ver is. Glo jy dit? Glo ons die beloftes. Om aan Yeshua se liggaam gelyk te wees. Weet jy hoe belangrik is dit? Jy kan nie in die teenwoordigheid van Jahwe kom. Jy kan hom nie sien as jy vuil en bevlek is nie. Vuur verteer voor sy aangesig. Net wat rein en heilig is, kan in sy teenwoordigheid kom. 1 Johannes 3 sê, dat ons, wanneer hy kom, sal hom sien soos hy is. Hy sê, kyk wat 'n liefde die Vader bewys het, deur ons sy kinders te maak, en ons weet nie wat ons sal wees nie, ons weet nie presies hoe gaan dit wees nie, maar ons weet, as hy kom, sal ons hom sien soos hy is. Ons sal aan hom gelykvormig wees, aan die liggaam van Yeshua. Wanneer hy ons opwek uit die dode, en hierdie vernederde liggaam word verander. Yeshua se liggaam was verneder toe hy gevloekhout is. Hy was geslaan, die bloed het geloop. 'n Soldaat het nog 'n spies deur sy lyf gedruk. 'n Vernederde liggaam, 'n krank liggaam. Wat staan op? En dis hoekom u 1 Korintiërs 15 vanmiddag moet gaan lees. Daar word 'n oneer gesaai. 'n Vleeslike liggaam word gesaai. Wat word gemaai? Wat staan op as die koringkorrel bereid is om te sterf? 'n Verheerlikte liggaam. 'n liggaam wat nie dood ken nie. Wat aan sy verheerlikte liggaam gelyk is, en die aard is, hy sê, volgens die werking, waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Wat sien ons in die natuur? Wat lees ons in die skrif? Ken u God? Ken ons die vermoë van Jahwe? Staan ons in verstomming, dat hy lewe gee? Volgens daai werking wat ons van hom ken, kan ons verstaan dat die opstanding 'n realiteit is. Mense wat sê dit is verregaande, ag dit kan nie wees nie. Maak jou oë oop en kyk na lewe. Kyk na 'n babietjie. Kyk na hoe die prosesse werk, die sisteme. Magtig die skepping van Jahwe. Volgens die werking van Jahwe maak hy ons lewend met die opstanding. Dis 'n krag van Jahwe. Die tyd het ons vasgemaak in die tekste wat ons gelees het in Johannes 5 vers 27. Wanneer vind die opstanding plaas? In die laaste dag. Met die groot oordeel. Dit is in sy mag. Ons kan dit nie manipuleer nie. Ons kan dit nie keer nie. Dit kom. Dit kom. Daarin lê vir die kind van Jahwe sekerheid en die kind van die wêreld die grootste vrees. Die kind van die Jahwe roep uit soos in Openbaring, kom gou koning Yeshua. Die gees en die bruid sê, kom. Hierdie opstanding moet kom. Romeine 8 wat ons nou gelees het vers 11 maar vers 29 later sê, die hele skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van Jahwe en die verlossing van die liggaam. Die kind van Jahwe kan nie wag vir die groot dag nie. Maar die kind van die wêreld sê, berge val op ons, bedek ons, want dit is nou die finale oordeel. En daarom sê ons, dat hierdie opstanding word dan saam, dit wat saam plaasvind is die oordeel. En kom ons luister daarna, 2 Tessalonisense, net na Kolossense, Tessalonisense, 2 Tessalonisense 1. Dit gaan die opstanding, en u sal onthou in die tekste wat ons gelees het, veral Johannes, hy sê, en sommige sal opstaan tot die lewe, en sommige sal opstaan tot die dood. Almal sal opstaan. En dink vir 'n oomblik aan die angs en die pyn en die vrees as jy nie wil opstaan nie, want dit is die oordeel, maar jy kan nie keer nie, want die gees van God maak jy. Daar's nie keer nie, daar's nie stop nie. En dink aan die ontsaglike vreugde vir die kind van Jahwe, die krag van die Heilige Gees. Ek staan op om my koning te ontmoet. Dit is 2 Tessalonisense 1 vers 7. Ekskuus dat ek in die middel van 'n sin begin. En aan julle wat verdruk word, ons word nou verdruk, ons het nou vernederde liggame, verligting te gee saam met ons in die openbaring van Yeshua Messia uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons meester Yeshua nie gehoorsaam is nie.
hulle sal as 'n straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van Jahwe en van die heerlikheid van sy sterkte. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, en daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Glo jy dit? Tessalonisense, glo jy dit? Ja, hulle glo dit. Ons getuienis het by julle geloof gevind. Wil jy moet hierdie stukke gaan onderstreep? Hier is die simboliek nie. As ons kyk na die hel, word er genoem die poel van vuur, vuuroond, poel wat brand met swaal, 'n ewige straf. En een van die eienskappe wat hel maak, is weg van die aangesig van Jahwe. Voor die aangesig van Jahwe is lewe, vreugde, blydskap, volmaaktheid. Weg van die aangesig van Jahwe is alleenheid, smart, vrees, angs, verderf, chaos. Dis die realiteit. Ons glo dit en ons bely dit. Daarom is daar in ons 'n ernstigheid oor hierdie lewe. Daar's in ons 'n verantwoordelikheid oor wat maak ek met my lewe. Nie een van u weet of die dag van môre seker is nie. Nie een van ons nie. Besef ons dat dit waarin ons glo en bely, bring op ons lewens die verantwoordelikheid om elke dag te lewe ooreenkomstig dit wat ek glo. Want as ek glo, het ek gesê, kennis bly nie in die kop nie, kennis gaan na die hart en hande toe. Dan lewe ek elke dag met die verwagting, hy kom, en ons sal opstaan, en ons sal hom sien. En dit bring na ons toe, geweldige verantwoordelikheid. Matteus 25. Ons glo saam met die opstanding, dat dit nie net 'n ligtelike saak is nie, maar dit is die magtige openbaring van Yeshua en die heilige engele van God. Ons het nou net in 2 Tessalonisense 1 gelees, en ek is so spyt, ek gaan so vinnig daar verby, maar hy het gepraat van hy kom met vuur en vlam, in mag en in sterkte, in glorie en in heerlikheid. Matteus 25. Ek het vroeër gesê dat die evangelie van Johannes lê baie fokus op die opstanding in die laaste dag, die opstanding. Wat interessant is van die evangelie van Matteus, hy lê weer baie klem op die dag, die mag, die heerlikheid, die engele en die hardheid van die hel, die vrees, die afskuwelikheid van die hel. Matteus 25, en ons lees daar 'n vers of 2 saam. Vers 31. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, hy gaan kom, en wanneer hy kom in sy heerlikheid, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. So ons sê saam met die koms, is die basyn, die opwekking van die dode, en Yeshua kom met al die engele, Dink mooi daaraan, daar's nie 'n engel wat agterbly nie, daar's nie 'n engel wat laat is nie, hy staan gereed. Die van ewigheid af, is hier die koms van Yeshua, hierdie openbaring, beplan en bepaal. Nou jy sal weet wat hulle troue gereël het, of 'n groot funksie, die afwagting, die beplanning. Dink vir jouself hoe presies, hoe groot, hoe heerlik die koms van Yeshua moet wees, wat van ewigheid af bepaal is. Dink aan die heerlikheid, dink aan die magtigheid, dink aan die ontsag. En wat my die meeste aangryp is, niks gaan verborge wees nie. Niemand gaan sê, maar ek gaan nie opdaag nie, of ag, so uitraak met die agtige houding, want ons is baie vandag, ag, ons gee nie om nie. Nee, jy kan sien op 'n troue, gaste kanselleer 'n dag voor die tyd. Wat maak dit nou saak? Nie so met die wederkoms nie. Elkeen sal opstaan. Elkeen sal dit in sy volheid ervaar, want dit behaag Jahwe om homself te verheerlik. As daar iets is waaroor Jahwe erg is dit om homself te verheerlik. Gaan lees hoe hy sê vir Farao, ek sal myself in jou verheerlik. En hy tref hulle met die 10 plaae. Hy tref. Hy maak seker dat elkeen hom ken. Wanneer ons hierdie gedeeltes lees, dan sê hy, en voor hom, vers 32, sal al die nasies versamel word.
En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. Nou kom ons by die punt. Elkeen van een ek sal voor hom staan. Moenie dink jy gaan in die massas verdwyn nie. Moenie dink as hier staan die nasies, ek gaan maar iewers te. Kom ons vat 'n teks wat jou spesifiek aanspreek. 2 Korintiërs 5. Kom ons begin eers by Romeine. Romeine 14. Romeine 14 vers 10. Ek wil net vers 9 ook lees. Want hiervoor het Messia ook gesterwe en opgestaan en weer lewende geword om oor die dode sowel as die lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy, waarom verag jy ook jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Messia gestel word. Want daar is geskrywe, en moenie dink is net 'n Nuwe Testament boodskap nie, dit staan al in die Ou Testament, ons het Psalm 96 gelees, die regter kom. Ons lees in Daniël 12 vers 2, dat ons sal uit die stof van die aarde opstaan. Sê, want daar staan geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê Jahwe, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. Sommige doen dit gewilliglik, nou al, in die gemeente. En sommige sal dit doen net voordat hulle die ewige hel beerwe. Elke knie sal buig. Elke knie sal voor Jahwe buig. Wat 'n voorreg om vanoggend gewilliglik op te staan en sê, ek wil voor Jahwe kom buig, want ek gaan dit eendag voor hom doen. Ek wil met my tong sy lof besing, want ek gaan eendag voor hom, voor die skepping bely dat Jahwe God is. Moenie bang wees om hom te erken nie. Joshua sê, moenie skaam wees om te lewe vir my. Moenie jou skaam voor die mense nie, want dan gaan ek my eendag voor die engele, my vir jou skaam. Gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Dit is so belangrik. Korintiërs, 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5. Ons glo dat ons sal opstaan, ons glo dat ons verheerlikte liggaam kry, ons glo dat Yeshua kom met sy magtige engele, en ons glo dat hy op sy heerlike troon sit. Ons glo dat elkeen van ons rekenskap sal gee oor wat ons gedoen het. Ons het dit gelees in Romeine 14 vers 10 en nou lees ons dit weer in 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Messia verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. Dit wat jy vandag doen, in hierdie liggaam, gaan jou volg. En daarom moet jy oppas, wat jy doen, want jy gaan verantwoording moet doen, vir wat jy gedoen het. Maak nie saak, of mense jou nou geëer of geprys het, of jou gesien het of nie gesien het nie. Dis die almag van Jahwe. Jy sal met niks wegkom. Dit wat in die geheim gebeur het, sal in openbaar vergelde word. En ons het een genade, dat hy wat op die regterstoel sit, ook ons verlosser is, ook ons advokaat is, ook ons middelaar is. Want wanneer ek voor hom staan, en my lewe is aan hom afgelê, en ek het elke dag gesê, Vader, ek wil nie my eie begeertes najag nie, maar ek wil deur die Gees die vrug van Yeshua dra. Wanneer ek eendag voor hom staan, dan staan hy in my plek. Ons noem dit substitusie. Hy staan in my plek. En in daai dag wil jy graag hê, as jy voor Jahwe staan, dat Yeshua opstaan en sê, ek ken hom, been van my been, my eiendom, my liggaam, my kind, my bruid. Die heerlikheid gaan jou oorweldig. Die trots, die grootheid, hy ken my. Want vandag as ons sy stem hoor, vandag maak ons die regte keuse en ons buig en sê, my koning,
Al is dit 'n moeilike tyd, al is daar smart, al is dit 'n vernederde liggaam, al is daar spotters, al is dit hoe moeilik, ek kies U. En ek wil begin afsluit. En daar's 2 gedeeltes. Die eerste in Filippense 3, blaai asseblief soontoe. As daar enige onduidelikheid is oor die opstanding, hier's nog 'n menigte verse. Ek sal dit vir u kan gee. Maar ek dink jy het die boodskap. Hoe ken ons? Hoe kan ons werklik waar hierdie kennis, hierdie woorde, laat dit net in my kop is nie, maar dit in my lewe 'n krag word, waar dit in my lewe vrug dra. Paulus het in sy lewe baie gearbei, baie gesoek. Hy was 'n fariseer, skrifgeleerde, die wet geken, 'n ywerraar. Hy het so baie moeite gedoen. En hy was so vrugteloos. En dan kom hy op 'n plek en 'n punt in sy lewe in Filippense 3 vers 7. Wat vir my wins was, dit het ek om Messia wil skade geag. Ja, vers 8. Ja, waarlik ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Messia Yeshua, my meester, luister mooi, terwille van wie ek alles prys gegee het. En as drek beskou het, om Messia as wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Messia is, die geregtigheid wat uit God is deur die genade, sodat ek hom kan ken en die krag van opstanding, en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Paulus sê, hy ag alles as skade, om die uitnemendheid te kry, hierdie kennis, om hom te ken in die krag van sy opstanding, in hom gevind te word, nie met my geregtigheid nie met dit wat ek uit myself probeer nie, maar sy werke, daardie substitusie, daardie sy volmaaktheid word my volmaaktheid, sy geregtigheid word my kleed, ek sterwe, en ek hoop daardie tekste oor, ons sal almal voor sy regterstoel verskyn, het u gegryp, want daar's net een manier hoe jy dit kan oorleef, en dit is om daai persoon wat skuldig is aan sonde te laat sterf nou, nie eendag nie nou, in Yeshua se dood, in hom opgewek word, 'n nuwe mens, sodat ek, wanneer ek voor hom staan, dan staan ek met sy kleed van geregtigheid, ek staan met sy beeld, ek staan met sy identiteit, ek staan in sy heerlikheid, en dit sê Paulus, ek het alles as skade geag om dit te kry, want eendag gaan dit net dit wees wat saak maak. Ek het alles as skade geag. Ek gee nie eers meer 'n sekonde tyd aan myself en my eie werke nie. Ek wil net in hom wees, want net in hom kan ek voor Jahwe staan. Yeshua is die weg, die waarheid, die lewe, die opstanding. As iemand 'n ander pad probeer, vuur van Jahwe se aangesig sal jou verteer. Maar in Yeshua is daar blydskap, is daar vreugde, is daar sekuriteit. En dit is dit wat Paulus sê, om die uitnemendheid te verkry. Die laaste gedagte kom uit Handelinge 17. Nou Handelinge 17 is so 'n bietjie vir u en vir my in ons praktyk. Want Jahwe gee vir ons hierdie kosbare waarheid en hy sê, gaan in hierdie wêreld, kyk ek stuur julle so skape onder wolwe. Ons het hierdie magtige waarheid, maar ons is in 'n wêreld wat dit loon. Ons is in 'n wêreld wat daarmee spot. Ons is in 'n wêreld wat dit vyandig is. Ons is in 'n wêreld wat ons uitlag hieroor. En Handelinge 17 is presies dit. Dis op die Areopagus. Wie was al in Griekeland? Ek is bly julle was nog nie daar nie, want ek was ook nog nie daar nie. Ons kom maar saam 'n prentjie kyk. Ek het 'n prentjie of 2 saamgebring vir na die diens. Ek wil hê net jy moet so 5 minute sit, laat ons net 'n prentjie kyk. Areopagus is die plek, Mars Hill, waar die vorige eeu of 2 was daar, 500 voor Yeshua was daar, dit was die Hoogsgeregshof, maar dit het later met die filosofe, het die plek geword waar jy 'n demokratiese sisteem gehad, baie praat, jouself verdedig. En Paulus, wat nou nie op sy mond geval was daar in Korinthe nie, het net 'n geleentheid gesoek om die evangelie te verkondig. Maar in daai filosofiese tyd het almal 'n geleentheid gesoek om te praat. En hulle gee vir Paulus 'n kans om te praat.
En hy getuig van Yeshua Messia. En ons gaan nou gou kyk na die Epikureërs en die Stoïsyne wat 'n spesifieke lewensuitkyk gehad het, 'n filosofie. Hoe werk die lewe? Hoe verstaan ons dood en smarte? En Paulus begin eers en hy kry hulle gedagtes en hy vind aansluiting by wat hulle glo en dan vat hy hulle na die evangelie toe. En hy kom op die man af by die kruks van die saak, naamlik dat Yeshua Messia is aangestel as regter om oor die opstanding te bring en oor die wat opstaan te oordeel. En as hy daar kom, dan kan hulle nie meer, dan kan hulle dit nie vat nie. Dan stop hy, dan eindig sy rede. Dan is dit vir die wêreld dwaasheid. En ons lees dit in Handelinge 17. En ek wil net hierdie spesifieke punt mee afsluit, dat Jahwe het Yeshua aangestel as die regter. Ons gaan nou gou vinnig na Handelinge 17 kyk, maar ons lees nou net vers 30 en 31. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral, dit is nou die verlore skape van die huis van Israel wat oral was, dat hulle moet bekeer. Boodskap van die opstanding is 'n bekeringsboodskap. Omdat hy 'n dag bepaal het, Johannes 5 noem dit die laaste uur, die laaste dag, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, Psalm 96, deur 'n man. Is daai woord man in julle Bybels met 'n hoofletter? Yeshua Messia. Waardeur hy die wêreld sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Ons sluit hierdie boodskap af. Die opstanding uit die dode van Yeshua Messia is u en my sekuriteit om te weet dat hierdie wêreld sal geoordeel word in geregtigheid deur hom wat eers uit die dood uit opgestaan het. Deur hom wat eers die dood oorwin het. Deur hom wat gevloekhoud is en sy lewe afgelê het in gehoorsaamheid sodat hy vir ons die weg, die waarheid en die lewe kan deel. Die opstanding van Yeshua is u en my sekuriteit dat daar kom 'n wêreldoordeel, daar kom 'n wêreldreg. En ons juig daaroor. Ons is bly daaroor. Maar vers 32, toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot. Petrus sê daar sal baie spotters wees en ons sal nou daarbey aansluit. Mag daar in u en my hart nie vanoggend 'n greintjie van twyfel wees nie. Soos wat Yeshua vir Martha gevra het, Martha, glo jy dit? Vra hy ook vir u en vir my deur sy Heilige Gees. Glo jy dit? En as jy dit glo, dra die vrug van jou verwagting. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, Koning, ewig lewende, van ewigheid tot ewigheid af is U. Hoe pragtig en hoe heerlik is die skepping, die krag, groot die genade, barmhartigheid oor nietige mense wat so in opstand en rebellie teen U is. Dankie dat ons as die gemeente vanoggend na hierdie woorde kan luister, en al is dit hard, al is dit skerp, is daar vir ons 'n groot troos daarin, dat ons het vrede met U. Ons is versoen deur die bloed van die lam. Dankie dat daar by ons 'n opgewondenheid en 'n verwagting kan wees vir die opstanding. Dat ons vernederde liggame verander sal word, en dat ons 'n verheerlikte liggaam sal kry wat gelykvormig is aan U. En dat ons U kan sien soos U is, dat ons by U kan wees. U is die verlange van ons hart vanoggend, Vader. Ons het dit gesing, soos 'n hert wat smag na water, so smag ons na U. En ons gebed vanoggend, Vader, vir ons gemeente is, dat die verlange na U so sterk sal wees, dat ons hierdie week sal nee sê vir die wêreld en sy begeerlikheid, maar dat ons U sal kies, dat ons U sal volg, dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons sal volhard soos die atlete waarvan ons gesing het, dat ons in die wedloop die oog sal hou op U, wat by die wenpaal vir ons staan, ons regter en ons koning. En ons weet hierdie wedloop het reëls. Leer ons U weer, Vader. Leer ons die reëls. Leer ons die nugterheid en die waaksaamheid wat ons moet hê. Dat ons nie sal val en struikel nie. Dat ons nie sal saam met die wêreld spot en veragter in die geloof of die genade nie.
Dankie dat die woord vas is, dit staan vas. Dankie dat ons dit kan glo. Dankie dat ons daarop kan bou. Dankie dat ons verstand daarvolgens kan inrig. My gebed nou, Vader, is vir ons gemeente, dat U vir elkeen hierdie woord sal oopmaak. Die saad van die woord sal laat groei, dat dit veel vrug sal oplewer. Dat die bose nie sal kom as ons hier uitstap en met lawwe praatjies en ander dinge ons gedagtes besoedel, en laat ons dit vergeet nie. Of dat as ons hierdie week ingaan, dat die sorge van die lewe dit sal verdruk en verdring, of dat die begeerlikheid en die grootsheid van hierdie wêreld vir ons weer sal laat terugdeins nie. Maar dat ons sal groei van krag tot krag en heerlikheid tot heerlikheid. Dit is so nodig, Vader. U ken elkeen van ons hier vanoggend, U ken ons behoeftes, U ken ons nood, U ken ons onkunde, U ken ons magteloosheid, U ken ons frustrasies. Help ons, Vader, red ons in Yeshua se naam. Amen.